IFSA, Prosperity in Progress. So, hoe moet ons langtermynbeleggingsportefeuilles hanteer en bestuur? Wel, Frikkie van Loggenberg van IFSA vertel vir ons so. Frikkie, goeiemôre, welkom. Môre Fransjo. Hoor, hier is net klomp dames vanoggend hier in die ateljee, hoor, so ek en jy moet maar ons manne se naam hoog hou. Ons sal diep stem praat. Frikkie, die fokus hierdie week is op die rentekoerse aankondigings. Wat verwag julle? Fransjo, ons verneem dat daar 'n bietjie positiewe nuus gaan gebeur. Alle indikators wys vir ons in daai rigting in. Die algemene inflasiesyfer is besig om lekker af te kom. Brandstofpryse het al vir 2 siklusse begin afkom, wat weer die koste van vervoer bietjie gaan afgaan. En internasionaal het die Europese sentrale bank het al klaar rentekoersverlaging aangekondig. So ek glo dit behoort vir ons bietjie verligting te gee wat ons nodig het. Maar wat ons nou moet op kyk is, as 'n verbruiker is die fokuspunt op een spesifieke ding baie goed, maar as belegger moet 'n mens mooi gaan kyk na die wyeer prentjie, want dit mag jou dalk te kos mee. Presies. So die ouens met skuld gaan dankbaar wees vir die rentekoerse wat afkom, nê, maar die ander ouens wat beleggings het. So kom ons gesels 'n bietjie oor korttermynbeleggings. En jy sê as mens korttermyn fokus het of liewer korttermyn fokus op jou belegging, dan kan dit jou duurste staan kom. Wat bedoel jy liewer? Definitief. So as jy nou gaan kyk, uit 'n strategiese oogpunt is dit beter om na die groter prentjie te kyk, want dis nie net een spesifieke silo wat 'n impak op jou beleggingsportefeulje het nie, jy moet baie wyeer gaan kyk. Om 'n voorbeeld te noem, as jy nou 6 maande terug gaan kyk het, almal was gefokus op die verkiesing en op die politieke situasie in Suid-Afrika. So as jy senuweeagtig was en jy het net op die kantlyn gesit in jou vaste renteproduk, het jy potensiaal 12% se groei wat jy verloor het oor die afgelope 6 maande. Sure. Dis astronomies. Waar jou vaste renteproduk het miskien 30% van dit gedoen, so 80.000 rand potensiaal op 'n miljoen rand se belegging in 6 maande. Dis 'n groot verskil. Baie groot. So strategiese bateallokasie, baie belangrik. Hoekom? Strategiese bateallokasie is jou bestuursmanier van hoe jy by 'n spesifieke doelwit wil uitkom. So as jy gaan kyk, jy moet by 12% of 10% se groei uitkom, moet jy bates gaan kies wat jou die beste potensiaal kry om daarby uit te kom. Die ander kant wat 'n strategiese bateallokasie jou mee help is risikobestuur, want in hierdie portefeulje, in jou omgewing, in die ekonomie is daar risiko's wat moet geïdentifiseer word en jy moet bates strategies gaan allokeer om daarteen te werk. Dis baie belangrik. Geef miskien vir ons 'n voorbeeld van daai risikobestuur. So uit 'n risikobestuursoogpunt uit, daar's 2 wat ek kan aan dink wat baie belangrik is. En die een is wisselvalligheid, is die volatiliteit in jou aandelebeurs, wat op sigself vir my nie eintlik 'n risiko is nie. Dis net jou tydsberekening. As jy moet inkomste uittrek uit daai portefeulje uit, of jy het jou kapitaal nodig op daai punt en op daai punt is die waarde af, dan realiseer jy daai verlies. So dit in homself is 'n risiko. Die ander kant is as jy jou eie persoonlike inflasiesyfer nie bereken nie. Nou almal weet inflasie is hierso by 5%, maar gaan kyk maar wat is jou persoonlike krag, jou erfbelasting, wat is jou versekering en jou mediese fondspremie, met wat het dit verhoog? Dan gaan kyk jy of jy net 6% groei op jou portefeulje moet kry. En dis iets wat 'n mens moet identifiseer. Dis 'n risiko wat moet bestuur word oor tyd. Die markwisselvalligheid waarvan jy nou praat, hoe gaan ek dit uitskakel in my portefeulje? So dis 'n baie eenvoudige bateallokasie wat jy moet doen. Jy moet genoegsame alternatiewe moet jy in jou portefeulje inbou, want alternatiewe is nie sentimentgedrewe nie, dis waardegedrewe. So as daar enige sentiment in die mark is wat jou aandele prys laat wissel, laat rondspring, jou alternatiewe is altyd baie stabiel en het 'n baie hoë gemiddelde prestasie. So as jy 10 of 20 of 30% se allokasie tot alternatiewe het, dan gaan jou portefeulje 10, 20 of 30% minder volatiliteit handhaaf. Sjoe, nou julle het 'n netwerk van onafhanklike adviseurs en ouens wat jou kan help met finansies. Ek dink ons kan net daardie nommer gee waarheen kan mense meer inligting kry. So Fransjo, SMS asseblief die woord kontak na 48422. Ons staan reg om met julle te gesels. Dat sê dit dan Frikkie van Loggenberg van IFSA, en soos jy gehoor het, daardie nommer of daardie woord kontak na 48422. SMS kos R1.50 en BSNV se geld.